Hallo, ek is Petrus. As jy hierdie preek geniet, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Ons eer die naam van die Here. As jy nodig het om enigiets, ek moet eintlik nou sien wat ek geskryf het hierso. As jy nodig het om van enige iets gered te word, bevry te word, enige moeilikheid in jou lewe, dan wil ek hê jy moet vanoggend hoor, ons God is swaar genoeg. Julle weet in die ou dae het hulle 'n groot ding gemaak van swaar gewig boksers. Ons het so 'n paar gehad wat goed was. Ek gaan nou nie hulle name noem nie, maar in elk geval. Ek ken hulle name, maar gaan nie. Maar in elk geval. Maar ons God is swaar genoeg. Onthou dit, ons gaan dit nou jou weer herinner aan. Hy is swaar genoeg vir enige probleem wat jy kan hê. Enige situasie in jou lewe, enige vrees wat jy het, as veronderstel, en dan jy wil sê, maar ons wil nie nou nog erger situasie wees nie, maar as jy dan dink, nee, ek is heel alright op hierdie oomblik, dink jy vir 'n oomblik in, jy's 'n Christen, en jy is in Iran. Nou dit is nie baie verskillend vir ons nie, want ons regering dink Iran is vreeslik oulik, nee. Maar is die paar wat nou geld kry, en so, maar goed, maar die punt wat ek wil maak is, jy's 'n Christen in 'n land waar jy nie 'n beweging kan maak nie. En dan word jy onmiddellik vervolg. In die eerste plek omdat jy 'n Christen is. En in die tweede plek omdat jy nie optree soos die ander pinkenosies rondom jou. Wat die vyand, die een ten wie ons altyd bid, wat hom aanbid letterlik nie, want dit is sy geloof daai, né? Maar So ek wil regtig dink jou vir 'n oomblik in, en selfs in daai situasie, as ek nou vir jou gebid het, ons was nou in China, waar die ouens kwaai vervolg word, met tye kwaai, en dan word hulle lyk my 'n bietjie lui, want kyk in kommunistiese wêreld, sosialisme soos ons sien in ons land, is daar vreeslik baie korrupsie, en daar's vreeslik, oral Rusland, allerlei lande, elke land wat kommunisties en sosialisties is, en selfs die gedeeltes in Amerika, Minnesota en so, waar daar hierdie massive steelery is basies sosialisties, hoe hulle funksioneer, hoe hulle koppe werk. En dit is mense wat ons nog altyd gedink het bietjie slim is, né? Maar in elk geval, omdat hulle soos ons lyk. Maar in enige so 'n situasie is daar korrupsie en daar is luigheid, want jy werk net soveel as wat jy kan, né? Wat jy wil, althans. So, veronderstel jy's nou in 'n land waar hulle nou vir jou vervolg, omdat jy 'n kind van die Here is. En ons kom by mekaar, het lyk omtrent of dit so iets is nou hier, maar ons kom by mekaar skelm op 'n plek, soos gedurende COVID, daar op Bramse plaas onder die bome het ons kerk gehou, né? Nou kom ons by mekaar, wat is nou dit gepraat van steelkerk? Yes, pastor, steelkerk is lekker. Maar in elk geval, ons hou nou steelkerk, né? Ons moet ook ons naam verander, steelkerk. Maar, en ons hou nou steelkerk. En dan wil ek nou vir jou sê, selfs in daai ontsaglike situasie, wat jy nie weet as jy uitloop, dat jy dalk gaan vervolg word nie, sê ek vir jou, ons God is swaar genoeg, hy is gewigtig genoeg, om enige een van daai probleme eenvoudig weg te vat. Hy is gewigtig genoeg, sodat jy deur dit sal gaan, al is daai probleem nog 'n werklikheid. Al is dit nog 'n lewende werklikheid in jou lewe. Ons hoofvers, dis in jou agterkop nou, ons hoofvers vanoggend, of verlede week was Efesiërs 6 vers 10. Ten slotte, wees sterk in die Here en in sy geweldige krag. En duidelik sê vers 10, wil ek sommer weet, jy moet hoor, duidelik, ons het verlede week ook gesê, vers 10 sê nie, jy vra vir die Here vir krag. Jy vra vir hom, sê Here, maak my sterk en gee my krag, en dan bid jy dat hy dit moet doen nie. Nee, omdat jy glo dat Jesus die Here is, en jy weet die gees van God is in jou, in volheid is hy in jou, nie bietjie meer in my, of daar's nie meer in my as in jou nie, in hemelsnaam nie, daar is eweveel in ons, jy het die mate van geloof ontvang, die teenwoordigheid van die gees van die Here in volheid, en daarom sê jy vir jouself, ek is sterk in die Here, so ek is sterk. Ten slotte, die belangrikste wat ek vir jou wil sê, is, bedoel Paulus, wees sterk in die Here, en in sy geweldige krag.
Erken met ander woorde, vat die krag van die gees van die Here van God in jou. Maak nie saak wie is jou vyand nie. Vat die krag van die Here en wees sterk. Ons het verlede week gesê, 'n voorbeeld was dat die Amerikaners het hulle weermag eers die United States Defense Force genoem. Nou noem hulle self die Department of War. Bedoelende, ons verdedig dit nie meer nie. Ons gaan val jou nou aan. En is dieselfde as elke Christen dit maar net kan besef. Ek is nie net 'n kind van die Here om myself te beskerm, dat ek net oorleef en aangaan, en om my geloof te beskerm, want ek lyk my nou so swak. Nee, ek vat grond. Ek vat nuwe territory. Dit wat die duiwel dink aan hom behoort, moet ek eintlik oorvat. En dit is so duidelik, want wat sê Jesus? Wat sy laaste opdrag, Matteus 28? Gaan en gemaak disippels. Dit is oorvat. Jesus sê nie gaan, hou 'n evangelistiese byeenkoms en laat die ouens net almal sê ek kies vir Jesus en dan gaan hulle aan weer soos geheime soldate. Nou is dit net Jesus se geheime soldate. Nee, gaan maak disippels. Om 'n disipel van iemand te maak beteken ek moet met hom gaan sit, ek moet met hom praat en ek vir hom sê het jy al hierdie vers gelees? Hoor julle? Met ander woorde, dit vat baie meer. Dis ons opdrag. Ons opdrag is om skaamteloos, sonder vrees, ons geloof te deel en te bly deel met elke mens wat dit maar net waag om naby ons te kom. So wees sterk in die Here. Wees sterk in die Here. Ons moet gaan grondgebied vat waar ons getuig van die reddende genade en die goedheid en die liefde van ons Here. Dis wat ons moet gaan doen. Johannes 17:26 het ons verlede week, was ons laaste vers wat ons gelees het. Passion Translation. Jesus in sy gebed tot die Vader sê hy sê, I have revealed to them who you are, sê hy vir die Vader. And I will continue to make you even more real to them, so that they may experience the same endless love that you have for me. Ek bid dit so vir elke kind van die Here. Dat jy my experience, dat jy vir jouself sal sê, self word wakker en beleef die oneindige liefde van die Here vir my. So wat wij my experience, the same endless love wat die Vader vir Jesus het, wil hy moet jy beleef. For your love will now live in them, even as I live in them. Jesus in ons, die liefde van Vader en Jesus en Heilige Gees in ons, Heilige Gees in ons, hier in die Allerheiligste, in jou hart. Hy is met ons. Paulus skryf in Kolossense 1 vers 25, hy sê, hy praat van 'n bediening, 25 en 26 praat hy, ek probeer 'n lang verse vir jou verkort, hy praat van 'n bedieningstaak wat die Here vir hom opgelê het. En hierdie bedieningstaak is 'n misterie wat hy moet ontbring, die woord van God volledig bekend te maak, die misterie aan sy heiliges te vertel, né? God het besluit om hulle bekend te maak, vers 27, om hulle bekend te maak hoe ryk die heerlikheid van hierdie misterie vir alle nasies is. Christus is in julle die hoop op die heerlikheid. Wat is hierdie heerlikheid? Dis die glorie van God. The glory of the Lord. En hierdie glorie is in die Grieks is dit doxa. Wat beteken glorie, majesteit, eer, prys, aanbidding, aanvaarding, goedkeuring, helderheid. My gesiggie moet sommer ophelder as ek net daaraan dink, dat die glorie van die Here, bedoelende letterlik die gemanifesteerde teenwoordigheid van God, is binne in my. Ek het dit al gesê, ek weet, maar as 'n hartspesialis om een of ander rede, ek hoop jy is met jou toestemming nie, maar as hy vir jou oopsny, dan moet hy so gaan. Hy moet sê, wow, moet hy vir sy maatjies hier om hom sê, en die nurse moet sy dokter konsentreer, en dan moet sy sê, wow, hoor julle, want hulle moet die glorie van die Here hier binne sien. Julle sal vir my sê, maar dis nie, ek weet, maar ek sien dit in my kop, hoor julle, dat hy hier binne in my is, dat sy glorie, sy heerlikheid hier is, en watter glorie, heerlikheid wil hy hê moet hulle sien? Goed, kom ek lees eers die eerste 2 verse, 1 Kronieke 16,
praat ook van die glorie van God. Hy sê, sing vir die Here, o ganse aarde. Dis een pragtige, is eintlik 'n lied. Hy kom in verskeie van die psalms, word hierdie lied aangehaal. 1 Kronieke 16. Sing vir die Here, o ganse aarde. Verkondig sy verlossing van dag tot dag. Maak onder die nasies, vers 24, sy majesteit, kavod, sy glorie bekend. Maak onder die nasies sy glorie bekend. Majesteit, glansrykheid, grootsheid, luisterrykheid en hoor hier, swaar, gewigtigheid. Die glorie van God is swaar, is gewigtig. Dis hoekom ek nou nog sê, die God wie ons aanbid, hy is heavy. Toe ons op 'n stadium is, was dit nou, ek weet nie, die jong mense is dalk nie meer so in die heavy in nie, maar in die ou dae het, ek weet nie of jy dit onthou nie, maar in die ou dae het hulle gepraat van, dis heavy. Dan is dit nou iets kwaais, jy weet, dis heavy, die ouens gesê, jy weet, dit was nou slang. Wat die jong manne gepraat het, en gesê, dis nou heavy, ek sê nou vir julle, ons Here is heavy. Hy is 'n groot saak. Hy is nie somme net nie, swaar, gewigtig, pragtig, dit is sy glorie. Maak dit bekend onder al die volke sy wonderdade. En ek wil bietjie oor hierdie heavigheid uitbrei. En ek het dit al baie aangehaal, maar in Salomo, as ek aan glorie dink, en dink ek onmiddellik soontoe, Salomo se tempel se inwyding. Die priesters moet die ark inbring, en wanneer hulle die ark ingebring het in hierdie nuwe tempel wat Salomo gebou het, 1 Konings 8, dan bring hulle hom in, en hulle gaan lê die ark neer in die allerheiligste, en dan wanneer hulle uitstap daar, nadat hulle die ark neergesit het, kon niemand staan en hulle dienswerk doen nie. Nie een ou kon opspring met sy papiertjie en hy kon praat nie. Julle bid daarvoor, die glories uitbreek, dat niemand kan opspring nie, dat almal net hier voor hom lê. Prys die Here, ek bid dit saam met julle. Ek wil eintlik vra, as ek dan my handjie opsteek, dan slat jy hom en jy sê, lê stil. Ons is in die teenwoordigheid van die Here. Niemand kon staan en dienswerk doen nie, van die glorie, die heerlikheid, die swaarheid, die gewigtigheid van God se teenwoordigheid, het die huis van God gevul. Hoor julle net? En ek wil nou vanoggend vir jou sê, daar dieselfde, en ek weet dit klink weird, en dit klink onmoontlik, en dit klink of ek droom, en moenie wakker word van hierdie droom nie. Ek moet my ook nie wakker maak nie. Ek sê nou vir jou, dieselfde gewigtigheid, dieselfde swaarheid. Dis ook hoekom ek 100 kg weeg. Maar daai selfde gewigtigheid is hier, is binne in my. Want ons God is 'n swaar gewig. Hy is 'n swaar gewig. Maar hy is nie net 'n swaar gewig bokser nie. Alhoewel Paulus lief was om boks en hardloop te gebruik, né? Want dis hoe jy moet gedetermineerd wees. Maar God is swaar in sy goedheid, in sy genade, hy is swaar in sy liefde, hy is swaar in sy absolute omgee vir jou. Sy empatie met jou. Nou weer terug na 1 Kronieke 16, vers 27 sê dan ook, luister en glans is in sy teenwoordigheid, krag en blydskap is in sy heiligdom. Met ander woorde, in die heiligdom van die Here, waar daai swaarigheid van sy teenwoordigheid is, lê jy nie net in huil oor jou sondes en jou foute nie. Jy is nie net moedeloos nie, jy is nie bedruk nie, jy is nie sedig nie. Nee, jy is opgewonde. Hoor julle, want daar is blydskap. Daar is blydskap in die teenwoordigheid van die Here. Daar is krag in die teenwoordigheid van die Here. Weereens daai luister is die glorie, majesteit is kavod, né? Kavod. Hier ek weet dit is altyd so, maar daar staan hod. Dis die laaste gedeelte van kavod, is hod. Dit beteken ook eer en majesteit en glorie en luister en pragt en autoriteit. Luister, die glorie van die Here en glans is in sy teenwoordigheid. Krag voor sy aangesig, met ander woorde. Die woord in Hebreëus wat daar gebruik, panim, van face to face. Panim. Glans is in sy teenwoordigheid, is voor sy aangesig. Krag en blydskap is in sy heiligdom. Ek wil hê jy moet hoor vanoggend, dat jy leef nie net in die glorie van God, hy stuur sy glorie amper soos iets wat hy iemand vir jou stuur,
'n familielid stuur vir jou 'n brief of 'n WhatsApp. Ek het niemand stuur my briewe nie, hallo. Maar stuur vir jou 'n WhatsApp en jy kry hierdie wat nee, jy kry eenvoudig letterlik die fisiese voor aangesig tot aangesig teenwoordigheid van die Here. Hoor julle? En dit is op 2960 jaar voor, want hierdie tempel van Salomo is omtrent 960 voor Christus is hy ingewy. En jy kry 'n WhatsApp van 960 jaar voor Christus. 2900 dan is dit nou 3000 wat jaar terug, né? 3080 jaar terug. So WhatsApp kry jy nou hier vanoggend. Wat sê die teenwoordigheid van die Here is in jou. Die liefde van die Here is in jou. Prys die Here. Prys die Here. Vers 23 wil ek weer sê, omdat vers 23 sy verlossing, Abba Yeshua aan ons verkondig. Vers 23 het gesê, skiet jy kan miskien net terug gaan sien. As hy dit nou van my vra, as dit gou is, maar ek kan dit van hom vra. 1 Kronieke 16 vers 23, sing vir die Here, verkondig sy verlossing. As enige plek waar jy in die Ou Testament veral lees van verlossing, dan lees jy van Yeshua. Want Jesus se naam beteken verlossing, redding, bevryding, genesing, gesondheid, oorwinning. Omdat vers 23 sy verlossing, Abba sy Yeshua aan ons verkondig is. Omdat dit in ons verkondig is 1 Kronieke 16 vers 24 en 27 waar vir ons. 'n Werklikheid vir ons. Dit is vir ons 'n realiteit. Ek bid dat dit vir jou 'n realiteit sal wees. Dat jou huismense, die dalk nie hier is nie, jou sal bel, of hulle sê, wat het jy gedoen? Wat het jy gedoen? Nou dink ek weer in hy, ek het vir iemand weer vertel, toe Ivena se pa mos so dodelik siek was, en hy gaan half in 'n koma, en ons bid vir hom 3-4 dae, en toe hy bykom, toe is Ivena se broer net daar aangekom van die plaas af, en hy kom by, maar toe hy bykom, toe beklei hy met ons. Hy veg, hy sê, wat soek julle toe hier, vra hy vir my en my swaar. Wie's by die plaas? Hy's kwaad onmiddellik. Wie kyk na die beeste? Wat doen die werkers? Hy's aggressief. En toe, maar gelukkig toe kalmeer hy weer hom, bid sommer weer vir hom. En die volgende, maar sy het nou daai hele nag vir hom gebid, daar in die hospitaal. En toe kom die dokter en ons moet nou uitgaan, hulle ondersoek kom nou kyk nou. Hulle kan nie groot bygekom nie, maar in elk geval, die Ivena se broer sê vir, sê, kyk nou wat het jy gedoen? Hy beklei nou net met ons. Hy het hom bygebid. Hoor julle, wat het jy gedoen, sê hy? Nou ek sê nou vir jou, die wêreld sal sê, kyk wat het jy gedoen? Want hierdie mense glo nou hierdie. Hulle glo nou, jou huismens sal my bel en vir my sê, kyk nou wat het jy gedoen? Hierdie persoon is nou opgewonde en alles. Hierdie mens ons kan nie huishou met hierdie persoon nie. Hoekom? Want daar is soveel hoop, daar is soveel vreugde, daar is opgewondenheid, ten spyte van al hierdie duidelike probleme van ons. Nee, dan moet ons sê, maar my God is swaar genoeg vir hierdie probleme. Hy is gewigtig genoeg. Sy glorie is in my en met my. Sy heerlikheid. Daarom, ons is midde in die glorie, ons vaste hoop op die heerlikheid van God. Kolossense 1:27 is ons werklikheid. Maar kom ons sê net dit vir mekaar ook. Val myself weer eens in die rede. As Jesus in die boot saam met sy disippels is, onthou net as Jesus saam met jou in die boot is, hy lê rustig en slaap. Hierdie is vir hom baie maklik, hierdie is nie vir hom ontstellend nie. En Jesus sê, ja, dit voel of Jesus slaap in my boot. Hy slaap saam met jou in die boot. Want hy is in vrede. Hy beleef die glorie en die liefde van God. Want hoekom? Jesus het konstant besef hoe lief is sy Vader vir hom. En as jy regtig besef hoe lief is God vir jou, en dat jy werklik waar sy goedkeuring het, sal jy ook baie kalm word. Kalmer as 'n palm. Maar julle sien, Jesus lê saam met sy disippels in die boot en hy slaap, en julle ken almal die storie, en dit is 'n storm, en hulle maak hom wakker, hulle sê, gee nie om nie. Wat doen Jesus? Hy spring nie op soos wat ons sou doen dalk, en ons sou begin, ons sal begin, ons sê, jou duiwel gaan, en ons sal vir hy golwe aanspreek, golf vir golf, en ons sal vir hom sê, laat waai maar raai, ons sê vir jou nou stil, gaan na droë en dorre plekke, ons sê elke vers aanhaal wat ons onthou, wat sê Jesus? Hy sê 2 woorde, sien o Pa,
perimoto. Be still. Die vertaling sê peace. Maar as jy in die Afrikaans sal sê word stil, word kalm. Word stil, wees kalm, ekskuus. Dis al wat Jesus sê. Hy staan op, hy sê wees stil, wees kalm. Klaar. En alles is weg. Alles is weg. Nou ek wil vir julle vanoggend sê, Jesus verklaar net een ding. Hy verklaar die eindresultaat wat hy wil sien. Hy verklaar, so Samuel nou gesê het, jy bid nie vir die ou dat die been wat vrot is, daai been is toevallig nou al feitelik genees. En ek kan dit nie glo nie, ek sê vir julle, daai regtig nou, daai been wat ons nou van praat, is 'n ou en hy het 'n tuindiens daar waar bly Dirk? Cambridge. Maar in elk geval, ek sê nou vir jou, al wat Jesus doen, hy verklaar die eindresultaat. Hy verklaar die eindresultaat en dis dit. Niks anderster nie. En hy glo die eindresultaat. En hy vat dit. Hy glo, hy weet sy Vader se hulp en sy beskerming. Hy weet sy Vader se Yeshua se werklikheid, want hy is Yeshua. Jy kan sê dis baie maklik vir hom, maar nie toe hy in 'n menslike liggaam was nie, hoor julle? Alles was teen hom. Alleen hy pyn fisies beleef en hy het al die ongemak fisies beleef en die ergste ding ek kon wees is dat hy het geweet wat mense dink. Partykeer sal ons sê, maar ek wens ek het geweet wat mense dink. Jy wil dit nie, jy wil nie. Is baie makliker glo ek om in onkunde rond te loop en net vriendelik te wees met almal en jy weet nie wat hulle dink nie. Baie makliker. As jy weet wat almal dink, gaan jou grootste stryd gaan wees om nie weg te loop, kwaad te word, terug te gooi met goed of om almal te probeer reghelp nie. Jouself te probeer verduidelik nie. Nee. Baie beter waar ons is. Maar Jesus was in daai ontsaglike moeilike situasie op aarde en al wat hy doen is, hy verklaar die eindresultaat. En ons moet dieselfde doen. Ek moet verklaar en sê ek is gesond. Ek is gesond, ek is genees, ek glo dit. Ek is voorsien, ek het genoeg voorsiening. Ek het totale shalom, wat ons nou gesing het ek. Ek moet dit verklaar, ek moet dit glo. Want julle sien, ons verklaar in die gewigtige swaar glorie van ons God. Nie van ons nie, maar van ons God. Want Jesaja 42:8 sê die Here, ek gee my glorie vir niemand. Met ander woorde, niemand kan die glorie van God. Hy kan dit syne maak omdat hy God ken, maar jy word nie die glorie van God nie. Jy's altyd afhanklik van hom. Dis die beste plek om te wees, om van hom afhanklik te wees. Die beste plek. Ons het altyd sy glorie in ons. Hier in ons lewe. In elke situasie moet jy jouself herinner, hierdie is nie net ek op my eie nie. Jy weet eintlik as jy in 'n systraatjie ergens in 'n vreeslike gevaarlike plek loop, dan moet jy eintlik vir die ouens wat na jou aangestap kom sê, julle ouetjies moet pas op, weet julle wie is hierdie? Ek het die glorie van God in my. Ek het sy gewigtigheid, ek het sy liefde, ek het sy genade, ek het sy goedheid in my. Die ergste vir julle is nie net as julle my aanval, gaan ek dalk terugslaan en dalk oorleef en oor. Nee, maar ek gaan julle nog vertel van hom. En julle Vader, as hulle nie vir Jesus ken, is die duiwel hulle vader, sal baie kwaad wees vir julle. Jy sien, ons God is 'n swaar gewig. Hy is swaar met alles wat goed is. Hy is swaar in autoriteit. Hy is swaar in gesondheid en bevryding en voorspoed. En ons loop oorlopends toe in sy lewe oorlopends toe in sy gewigtige glorie. Dit is 'n lewensfeit, jy moet dit hoor vanoggend. Die glorie van God is in my. Dis bietjie hektiek, as jy by 'n ander kerk vir vriende gaan kuier en dan is daar 'n Bybelstudie by 'n gemeente, by 'n bietjie tradisionele ouens, dan sê jy vir hulle, "The glory of the Lord is in me." Verduidelik net eers voordat jy dit doen. Sê vir hulle, nee, die glorie van die Here is in elkeen van ons wat glo. Amen. Habakuk 2:14 sê, en dit is ook 2000 honderde jare terug gesê, ja, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid, die glorie van God, soos wat die seebodem bedek is, die water die seebodem bedek.
En ek bid en ek verklaar vir jou dat hierdie vir jou 'n belewenis sal wees. Jy sal sê ek is deel van die aarde. Hier, die aarde is gevul met die glorie van God, soos wat die water die seebodem bedek. So het hierdie glorie my bedek. Dis nie net kopkennis nie. Ek sê dit nie net omdat ek dit lees in die Bybel nie, baie goeie rede om enigiets te sê, maar Habakuk 2:14 is 'n belewenis, werklikheid in my gedagtes, in my hart en fisies vir my. Maar nou 'n belangrike konsep. Spreuke 14 vers 12. Dit word ook toevallig aangehaal, presies dieselfde vers, net so in Spreuke 16:25. Daar is 'n pad wat vir 'n mens reg lyk, maar dit eindig by paaie na die dood. Dinge lyk baie keer vir ons as 'n slim plan en 'n goeie ding om te doen, maar dit kan lei tot die ergste goed. En ek wil dit probeer vinnig maak, maar dit is so 'n goeie voorbeeld. Ek lees in die week, ek kan nie onthou waar ergens het ek gelees van in 1 Kronieke 20 en toe gaan lees ek 1 Kronieke en toe gaan ek terug na 19 en ek lees toe 1 Kronieke 19, 20 en 21 en hoor nou hierso. Dit gaan oor 1 Kronieke 20 gaan oor verskillende gevegte wat die manne van Dawid gehad het, né? En hulle het onder andere daar in die eerste 10 verse van 1 Kronieke 20 het hulle 'n klomp ouens geveg wat definitief heel moontlik beslis dalk van die Nephilim se nageslag was. Van die ouens wat engele gemeng het met aardse vrouens. En hoor nou hierdie ouens, as jy ek het een keer al hierdie ouens aangehaal. Hulle maak van hierdie ouens dood, Sipai byvoorbeeld. Hy's uit die nageslag van Rafa. Die Engelse Bybel praat sommer reguit from vagines. Sipai uit nageslag van Rafa en maak hulle dood. En dan vir Lachmi, die broer van Goliat. Lachmi se vegspies, daar's geen niks om oor te lag met Lachmi nie, want Lachmi se vegspies was so massive soos 'n weefbalk, die balk van 'n weef ding, 'n weefraam. Massive ou. En dan nog 'n ou ook van Rafa. Hy het 6 vingers aan elke hand gehad en 6 tone in elk gehad en hy was 'n reus van 'n mens. Maar hulle maak hierdie ouens dood, Dawid se manne. Maar baie belangrik. En ek sê dit het ek net gesê vir interessantheid. Dis die reuse wat jy gaan veg met die gewigtigheid van die Here in jou. In 1 Kronieke 19, die laaste vers, net voor jy 1 Kronieke 20 kry, hierdie oorwinnings kry. Help die Arameërs. In Engelse Bybel praat van die Syriërs, maar dis dieselfde groep mense, die Arameërs. Help hulle die Ammoniete teen Dawid en sy manne. En Dawid se manne verslaan hulle. Hulle maak, ek weet nie hoeveel strydwaans wat, maar hulle maak onder andere 40,000 voetsoldate dood. Dawid hulle. En dan net daarna, in die laaste vers, hulle het nou hierdie ouens slag gemaak. Dan sê dit die volgende: die Arameërs was nie gewillig om weer die Ammoniete te help nie. Verstaan jy? Want hulle het gesê nee, kyk, ons veg nie weer met Dawid se manne nie. Net die volgende vers, 1 Kronieke 20:1, voor hierdie oorwinnings nou, teen die jaarwending, wanneer die konings op veldtogte uittrek, het Joab die leermag gelei. En dan los ek 'n klomp deel uit. Dawid het egter in Jerusalem agtergebly. Maar belangrik, wat is my punt? Joab hulle gaan, maar vir die eerste keer besluit Dawid hy bly, of dis dalk die tweede keer, hy sal nou agterkom, maar in elk geval, hy gaan bly. Hulle oortuig hom, hy kan maar 'n bietjie bly. Hy het seker 'n bietjie stadig geword, ek weet nie, maar hy kan bly. Soos ek nou, as ek nou 'n geveg gaan, dan sal ek sal nie hardloop nie. Ek sal my geweer vat, ek sal graag skiet, maar ek sal nie hardloop nie. Al skiet hulle op my, want my knie, ek weet my knie gaan met my praat daarna. So ek sal net, so Dawid was dalk daar. Dawid bly agter. Maar ek wil hê jy moet hoor, wat is die probleem? Julle sien, hulle sê hier, dit is rugby seisoen. Nou is die tyd wat die konings gaan veg, né? Dis nou maar deesdae is rugby seisoen heel jaar, maar in elk geval, die konings gaan uit om te veg op veldtogte, maar Dawid gaan nie saam nie. En yes, hulle maak die Nephilim dood en hulle het groot oorwinning sonder Dawid. Hulle dink dit was 'n goeie besluit. Hulle het groot, want Dawid sal dalk met hierdie ouens almal alleen wou veg. Jy weet, want hy het 'n manier gehad om ons 'n reus te storm. Julle weet mos nou. Maar in elk geval, maar Dawid is nie saam by die geveg nie. Dawid is by die huis.
Wat is die gevolge van hierdie besluit? 1 Kronieke 21:1. Net die volgende hoofstuk, weer eens die eerste vers. Satan het in Israel opgestaan en Dawid opgesteek om Israel te tel, om 'n sensus op te neem. Joab ken sy Bybel baie beter as Dawid, want Joab sê dadelik vir hom vers 3, nee, wow, Joab sê iets soos, waarom versoek my Heer dit? Waarom moet dit vir Israel 'n skuldlas word? Want julle sien in Eksodus al, wat Dawid moes kon gelees het. In Eksodus staan daar, wanneer jy 'n hoofdelike telling hou, direk vertaal, wanneer jy die koppe lig van die weerbare manne. In ander woorde, wanneer jy tel hoeveel manne is daar wat kan veg, van die Israeliete, van die wat ingeskryf is, moet elkeen van hulle vir die Here losgeld vir sy lewe gee. Dan hy moet al klare offergawe gee. Wanneer hulle getel word, sodat wanneer hulle getel word, daar geen plaag onder hulle sal uitbreek nie. Die Here wil nie hulle moet hulle manne tel nie. Hy wil nie hulle moet kan sê, ek het soveel duisend en soveel, en ek kan dit en dit doen nie. Die Here wil dit nie hê nie. Dieselfde rede hoekom hy nie wil gehad het Israel moet met perde en strydwaans veg nie. Hoor julle, dis alles foute wat Salomo later maak. Maar wat wil hy hê? Hy wil hulle moet op hom afhanklik wees. Hulle moet weet dat dit is net die Here as ons wen. Hoor julle? Dis wat die Here wil. Om weerbare manne te tel was teen die wil van God in elke geveg. Vertroue moet op die Here wees. Nie getalle, beplanning en vermoëns nie. Nou in vers 13 van Eksodus 1 Kronieke 21, sê Dawid, nou het Dawid hulle getel. Nou begin daar probleme kom. Gat was nie 'n plammer nie. Nee, hy was die profeet. Hy kom na hom toe. En hy sê vir Dawid, hier's nou moeilikheid. Jy droog gemaak. En dan sê Dawid, asseblief, ek is baie benoud. Mag ek tog nie in die hand van die Here val, want groot is sy ontferming. Maar mag ek nie in die hande van mense val nie. Baie interessant, dis 'n preek op sy eie. Maar is dit nie goed kwaai nie? Hoe Dawid die Here geken het, ten spyte van sy foute. Hy het geweet, ek wil nie in die hand, want mense het nie genade nie. Maar God het genade. As jy in die hande van die Here val, gaan hy vir jou genade hê. Maar die Here stuur 'n pessiekte oor Israel en 70,000 man sterf. 70,000 manne sterf, want hy het hulle getel om te sien hoe sterk is hulle. Toe vat die Here hulle van hom af weg, dat hy weer afhanklik kan wees van hom. Julle sal sê, waar is die genade? Maar Dawid het 'n fout gemaak. Hoor julle? Al hierdie gevolge was omdat Dawid nie meer deel van die geveg is nie. Hy het besluit, nou is ek nie meer deel van die geveg nie. Nou is dit nie meer nodig dat ek saam gaan nie. Ek meen, ek het Joab en ek het al hierdie ouens. Dawid het besluit, hy gaan Jan tuis bly se karretjie. Onthou julle ou mense dit gesê. Hy gaan Jan tuis bly se karretjie ry. Ongelukkig is dit nie wat die Here wil hê ons moet doen nie. Ongelukkig vir daai manne wat dood is. Baie mense vandag dink ons kan besluit, nee, dit maak sin. Ag nee, wat weet jy, ons maak nou maar so. Nee. Ons moet besluit of ons die Here dien. En julle sê ek preek nou vir hulle wat opgedaag het. Maar ek dink in elke vlak van ons lewens moet jy besluit, ek gaan opdaag. Ek gaan nie net opdaag op 'n plek nie. Of dit nou kerk is, of dit werk is, of dit winkels is, of waar dit is. Wanneer ek opdaag ek op as iemand wat gevul is met die glorie van God, met die heerlikheid van die Here. Hoor julle? Ek daag nie net op nie. Dink nou maar net 'n keer toe ek iets moes gaan haal, 'n Santi wat hier was in die gemeente, nou in Harry Smit bly, sy het 'n pakkie gestuur vir Marike toe Annabel gebore is, en toe gaan haal ek die pakkie by Pep Stores, en toe ek moes daar instap, toe moes 'n burglary besig om te gebeur. Druk die gun in my gesig, ek wou hom eers toe gryp, want jy kan nie 'n pistool, as jy 'n pistool, hy kok hom en druk hom in my gesig. As spring nie 'n koel uit nie, so hy het nie 'n koel ingehaat nie, die rooftog is al klaar aan die gang, ek het gedog, hy het nie 'n pistool nie, maar en ek was net op van plan om te gryp. Toe kom daar ouens aanges, 3 ander, hulle het nou klaar al die geld, hulle het almal guns in hulle hande. Nou heel moontlik sou ek daai pankenossie 'n les geleer het, maar hy sou gegigel het met sy laaste krag, want die ander 3 sou my dalk geskiet het, verstaan julle? Wys jou net, maar prys die Here. Ek maak nie saak waar jy opdaag, hoekom ek dit noem, hoekom ek daaraan dink, na die tyd toe bid ek vir almal daar.
Sê ek vir hulle, hey, wees rustig. Ons lewe in die Here se hand. Moenie laat hierdie vir jou 'n groot skok wees nie. Onthou dit. Maar moenie dit in vrees onthou nie. Selfs al sou die bloed gevloei het. Die Here is ons uitkoms. Die Here is ons antwoord. Amen. Hulle het natuurlik gedink ek het 'n selfmoordgedagte, maar in elk geval. As 'n ou met selfmoord pleeg, doen jy dit self, jy doen dit goed, nie daai ou sal laat jy net gewond het. Julle sien, die skrywer van 2 Samuel gebruik baie van dieselfde omstandighede. Ek wil julle nou mooi hoor. Om 'n ander gebeure van dit te verduidelik. Ou kan later daaroor praat. Maar hoor nou 2 Samuel 10:19. Toe al die konings sien dat hulle deur die Israel verslaan is. Onthou ons was nou in Kronieke, né? Soos in Kronieke. Nou in 2 Samuel. Toe al die konings sien dat hulle deur Israel verslaan is, het hulle met Israel vrede gesluit. Die Arameërs weer eens was toe bang om die Ammoniete weer te help. Onthou julle daai een. Direk volgende vers, 2 Samuel 11:1. Teen die jaarwending, wanneer die konings op veldtog uittrek, rugby seisoen, het Dawid vir Joab uitgestuur. Maar Dawid het in Jerusalem agtergebly. Vers 2. Op 'n keer het Dawid teen laatmiddag op die dak van die koninklike paleis rondgestap. Hy sien toe van die dak af 'n vrou, en die vrou was baie mooi. En julle ken die res van die verhaal. Hoor julle, ken die res van die verhaal. Baie moeilikheid, baie nonsens, baie gemors. Oor het Dawid nie saamgegaan het nie, omdat Dawid besluit het, ek bly nou, ek is nou afgetree, ek was al die jare ouderling, sê Dawid, nou het ek my deel gedoen. Hoor jy, daai tipe van idee? Nee, julle sien, om net jou eie wysheid te gebruik, om jou eie wysheid dink, hierdie is 'n goeie idee. Nee, elke idee van ons, elke ding wat ons doen, moet 'n plan van God wees. Elke optrede van ons moet ons sê, maar ek het die glorie van God in my. Ek het die wysheid van God in my. Die heerlikheid van die Here. Sy blydskap en vreugde is hier in my. En ek hoef nie te tel of ek dit kan doen nie. Ek gaan nie oor wat my getalle vir my sê nie. Ek gaan oor dit wat ek weet in die woord staan. Ek leef uit die volheid van die Here. En ek is met alles tevrede. Ek besluit dit. Wees sterk in die Here en in sy geweldige krag, Efesiërs 6 vers 10. Wees sterk in die Here. Ek vra nie vir krag meer nie. Ek sê dankie Here dat ek sterk is. Nou goed, ek is nog altyd bly dat die Here vrouens nie so sterk maak soos mans nie, né? Want dan was ons almal uitgeroei. Maar die punt is net, wees sterk in die Here. Wees sterk in die Here en sy geweldige krag, want vers 12, vir ons is die stryd immers nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose magte, teen owerhede, teen magte, teen die wêreldheersers van hierdie duisternis, teen die bose geeste in die hemelruim. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Die arme pinkenolsie wat jy wil skade doen, of wat iets steel by, of wat ook al gebeur, hy is maar net 'n pion van die duiwel. Hy is 'n Amalekiet, wat vir 'n afgod werk. Hoor julle? Jy moet hom jammer, 'n voorvader. Jy moet vir hom jammer wees. Yes, jy gaan hom vang, jy gaan Ruby Protect bel, jy gaan hom vang, hulle gaan hom met hom mooi praat en al hierdie goed. Maar jy weet jy is in oorwinning. Jy weet jy's in oorwinning. Jy sien die 2 Korintiërs 5 vers 14 som dit vir my so mooi op. Hy sê die liefde van Christus dryf ons. Die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy het ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef, nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Met die glorie van die Here binne in ons, die vaste wete dat sy gewigtigheid, sy swaarheid, sy omgee, sy voorsiening, sy sorg, sy liefde is binne in my. For glory of the Lord, die glorie van die Here is teenwoordig in my. Ek kort niks meer nie. Ek het die glorie van God in my. Die gees van die Here is hier. Die gewigtigheid van God is hier. Hy is 'n swaar gewig. En hy kan enigiets oorkom. Hy is binne in my. Daarom, die liefde van Christus dryf my. Omdat ek tot die insig gekom het, dat omdat
indien een vir almal gesterf het, Jesus het vir ons almal gesterf. Almal dan gesterf het. Self vir die mense gesterf wat jy nog moet vertel van Jesus. Jy kan vir hulle sê, my Here het vir jou ook gesterf. Dis amper om soos vir 'n ou te sê, my mediese fonds gaan vir jou ook betaal. Moet dit nie doen nie, maar in elk geval. Want dan jy weet nog nie of hulle vir jou gaan betaal. Maar hoor julle, dis baie beter as dit. Want ek kan vir jou intree, ek kan vir jou bid. Ek kan met die glorie van die Here my hand op jou lê en vir jou sê genees in Jesus se naam. Ek kan die eindresultaat verklaar wat ons graag wil sien en wat ons glo gaan gebeur. Hoekom? Want die liefde van Christus dryf ons. Daarom leef ons nie meer vir onsself nie, maar ons leef vir hom wat vir ons gesterf het en uit die dood opgestaan het. Wat vir ons oorwinning gebring het. Wat vir ons opgewek is. Hy is vir ons opgewek sodat jy letterlik, maak nie saak wat nie, in hierdie lewe opgewek kan lewe. En dan bedoel ek nie net met 'n glimlag nie. Jy kan letterlik lewe vanuit oorwinning. Vanuit oorwinning. Van die glorie van God, die majesteit, die luister, die pragt, die gewigtigheid van die Here is binne in ons. Ons is nooit sonder hom nie. Ons is nooit sonder hom nie. Dankie Jesus, dankie Jesus. Dankie Here dat ons in 100% se afhanklikheid by U kan kom sit en staan vanoggend en kan sê Here, dankie dat elke ding in ons lewens kan ons soos U daar in die boot gedoen het, kan ons eenvoudig daaroor die eindresultaat nou verklaar. Ons kan sê dankie Here dat ons prysie verwerk. As jy werk soek, ek sê nou, werk is op pad. Ons doen aansoek vir alles en alles en ons kyk oral, maar werk is op pad. Ons weet Here, ons kinders is in die hand. Geen vrees, geen bekommernis nie. Nee, ons kinders is beskermd. Ons verklaar, ons is veilig in hierdie land. Dit vir ander mense sal sê, hoe kan dit wees? Ons is veilig in hierdie land. Want Here, U is by ons en met ons. Ons verklaar, ons skole sal leer ons kinders reg. Ons onderwysers word reg behandel. Ons verklaar dit in geloof. Ons onderwysdepartement sal die regte besluite maak. Dalk verbaas wees oor hulle besluite, maar hulle gaan die regte besluite maak. Ons verklaar in Jesus se naam U Shalom oor elke aspek van hierdie land van ons. Dankie dat ons kan verklaar, Israel is nie net beskerm nie, Here, hulle is in oorwinning. Hulle is in totale oorwinning. In Jesus se naam. Dankie Vader. Ons loof en eer U naam. Dankie Jesus. Dankie Here. Amen. Gister op een stadium toe het ek nou vir Tehila, maar as dit nou warm is en jy sweet te goed, dan wil jy die arme kind, jy weet sy lyk so skoon netjies, jy wil haar nie met jou sweet. Dan is daar so een oefenmat van ons oefen nie met hom nie, hoor. Hy lê net daar rond. Hy's 'n bietjie klein vir my en sal. Dan vou ek hom so dubbel, so 3 keer. Dan sit ek haar so in hom. Jy dan dra ek haar so, jy weet. En daar lê hierdie mooi mensie. En sy's perfek en sy's mooi. En toe dink ek vir 'n oomblik nie daaraan. Daar's soveel mense wat nie wil kinders hê nie. Want hulle is bang, hulle sê kyk die toekoms, kyk wat toe. Nee. Die feit dat hierdie mensie 100% is, hierdie mensie is gesond, hierdie mensie is gesond gebore, is al klaar 'n wonderwerk, groter as om te lewe op hierdie aarde. En wie dit veroorsaak? Wie het gemaak dat sy volmaak gebore is? Die Here. Net so verklaar ons sy leef in die hande van die Here. Sy oupa hou haar vas, dis sy voorreg, maar sy leef in die hande en dis presies dieselfde vir elkeen van ons. Totale afhanklikheid van hom in sy hande. Ons skree dalk baie keer harder as wat Tehila kan. Ons bekommer dalk oor goed, maar nee. Ons is in die hande van die Here. Prys die Here. Amen. Geniet die week.
Ek is Petrus de Tooy. As jy hierdie preek geniet het, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Om Jesus as jou Here en Verlosser aan te neem, is die belangrikste besluit ooit. Romeine 10:9 en 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart, dat God hom in die dood opgewek het, sal jy verlos word. Met die hart glo ons en word regverdig verklaar. Met die mond bely ons en ons word verlos. Deur sy groot genade het Vader deur Jesus alles nodig gedoen dat jy gered kan wees. Bid saam met my. Jesus, ek bely dat U my Here en Verlosser is. Ek glo met my hele hart dat God U uit die dood opgewek het. Deur geloof in U woord ontvang ek nou U verlossing. Amen. Prys die Here. Nou dat jy wedergebore is daar 'n splinternuwe jy saam met Jesus in jou. En ek wil graag hê jy moet bid nou saam met my bid om die doping met Heilige Gees te ontvang. Jy sien Lukas 11:10 en 13 sê elkeen wat vra ontvang en wie soek vind en vir wie klop sal oopgemaak word. As julle wat sleg is goeie geskenke aan julle kinders gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Al wat jy doen is dus om te vra, te glo en te ontvang. Bid saam met my. Vader, ek bely dat ek U krag deur Heilige Gees nodig het om die nuwe lewe as U kind saam met U te lewe. Vul my Here met U Heilige Gees. Deur geloof ontvang ek nou die doping met Heilige Gees. Dankie Heilige Gees dat U nou vir altyd in my lewe. Amen. Aanbid nou die Here en laat toe dat vreemde lettergrepe en klanke wat jy self nie verstaan nie, uit jou binneste borrel. Spreek hulle in geloof hardop uit en word opgebou in jou geloof. Maak nie saak of jy enigiets gevoel het nie. Jesus sê Markus 11:24, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit ontvang het en dit sal vir julle so gebeur. Amen.